Viering van Gereformeerde Kerk Vredenburg Saldanha se 50ste bestaансjaar. 'n terugblik op 50 genade jare. Vir ontwikkeling van die gemeente. Reeds vanaf die begin van die 19de eeu is die verspreid wonende Gereformeerde Kerklidmate aan die Weskus en omgewing vanaf elders bedien. Tydens die bedieningstyd van die Gereformeerde Kerk Bellville as ankergemeente het Weskus lidmate wat 'n groot behoefte aan meer gereelde eredienste gehad het, vroeg op Sondagoggende die lang pad vanaf Saldanha na Bellville aangedurf, 'n heen en weer afstand van ongeveer 220 km. Die latere ouderling Lou Erasmus, 'n stoere dopper, was so 'n lidmaat gewees. Gedurende 1971 was broeder Lou Erasmus se vrou, suster Elsie, verwagtend met hulle derde kind. Op dokters aanbeveling kon hulle nie langer die lang afstande ry om eredienste in Bellville by te woon nie. Die situasie is met die kerkraad opgeneem en na deeglike besinning word besluit om broeder Lou Erasmus as ouderling te bevestig, sodat hy leesdienste kan hou. Verder word die Weskus lidmate aan GK Parel oorgedra. En predikante van die klasses het op hulle afnaweke beurte gemaak om die Weskus te bedien. Ouderling Lou Erasmus se leesdienste het aanvanklik in hulle eie huis se sitkamer by die militêre akademie plaasgevind. As 10-jarige het Lou Erasmus Jr. die kollekte opgeneem. Soos die lidmaatgetalle toegeneem het, is die eredienste geskuif na 'n groter ruimte by die militêre akademie. Ten spyte van die geografiese verspreiding van die Gereformeerdes aan die Weskus oor verskeie dorpe, groei onderlinge trou en liefde in die tipiese styl van die Gereformeerde Kerk. Later kan dit dan nie anders nie, wat in jare geoffer en nougeset aangebou is, wat geglo en gehoop is, moet 'n werklikheid word. Die Gereformeerde Kerk Vredenburg Saldanha.
Saterdag 31 Julie 1976 om 3 uur word die Gereformeerde Kerk Vredenburg Saldanha as 'n selfstandige gemeente gestig in die Suid-Afrikaanse Weermagse Kapel te Saldanha. Op Sondag 1 Augustus 1976 word die eerste erediens en die viering van die nagmaal gehou in die auditorium van die Militêre Akademie in Saldanha. Dominee H. Dijkstra lei die diens en bedien die nagmaal. In die prediking bemoedig hy die nuwe gemeente om te volhard in die gemeenskap. Sedert gemeentestigting in 1976 het verskeie predikante die gemeente bedien. In kombinasie met die Gereformeerde Kerk Parel gaan die bediening na gemeentestigting voort onder die leiding van Dominee Kreur, Dominee Ten Haaf en daarna deur Dominee Hendriks. Op 4 Mei 1985 word proponent Gert Botha Enslin bevestig as die gemeente se eerste voltydse leraar in kombinasie met die Gereformeerde Kerk Klein Willem. Hy bedien die gemeente oor die tydperk 1985 tot 1988. Vir die volgende 29 jaar was die gemeente sonder 'n voltydse predikant. In die tyd het verskeie dienspligkapelane en emeritus predikante die gemeente bedien. Emeritus predikante wat in die bediening van die gemeente gestaan het sedert die losmaking van Dominee Enslin was doktore Isak Becker en Jan Ras, asook dominees Chris Coetzee en Wout Ten Haaf. Gedurende die gemeente se lang jare sonder 'n voltydse predikant, kan die genoemde emeritus predikante se rol as steunpilare nie genoeg beklemtoon word nie. Dit spreek egter ook van God se groot voorsienigheid wat telkens so sigbaar is in die geskiedenis van die gemeente. In 2017 besluit die kerkraad om 'n voltydse predikant te beroep. Dominee Karel Stan volg die roeping op en bedien die gemeente tot 2022. Daarna beroep die gemeente hul derde voltydse predikant, te wete Dominee Johan Willemse. Gedurende 1978 bied die NG Kerk Vredenburg hulp aan met die koop van die voormalige NG Sendingkerk in die Vredenburg Middedorp as kerkgebou. Hierdie gebouetjie was in die 60s en 70s benut as die dorp se fliekteater, bekend as die 007 James Bond Cinema Hall. In die tyd was die hele binnekant van die gebou swart geverf gewees. Na opknapping en restaurasie word die gebou op 16 Maart 1980 met 'n erediens in gebruik geneem.
Terugkijkend oor die afgelope 50 jaar, loop God se genade en sy voortdurende voorsienigheid soos 'n goue draad deur die verlede en hede. Soos Dominee Hendriks in 2001 met die 25-jarige bestaansviering geskryf het, is die hand van die Here duidelik in die lewe van die gemeente, toe en nou. Die geskiedenis spreek dan inderdaad ook van die gemeente se volharding in gemeenskap, met die Here, asook onderling met mekaar. Hoe kan dit dan ook anders? Op die groot genade en voortdurende voorsienigheid moet die gemeente deurlopend antwoord, deur in groot dankbaarheid te leef en te aanbid, maar ook deur praktiese diensbaarheid. Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Liefdes, ek lees vir ons een laaste gedeelte uit die brief wat Judas geskryf het, vers 24 en 25, aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar dat julle struikel en om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel, aan die enigste God, ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlikheid, majesteit, krag en mag van voor alle tye en ook nou tot in alle ewigheid. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, ons loof U, ons dank U vir al U genade. Ons stel ook ons hoop in U vir ons gemeente, vir alle gemeentes, en vir elke dag van ons lewe. U wat die groot herder is, lei ons, rig ons, stuur ons, en help ons om ons oë op U te hou, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons dank U, ons vra dat U ons gemeente verder sal seën, nie omdat ons dit verdien nie, ons vra dit in nederigheid en afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus, wees met ons,
dat die volgende 50 jare nog meer sal lewer tot vir u koninkryk as wat die vorige het. En u al die eer, en die krag, en die mag, en die heerlikheid, van nou af, tot in alle ewigheid. Amen.